is baie jammer vir julle wat nou vir Joe soek. Ek weet nie vir watter rede julle al by my soek nie. Maar Joe se paspoort was nie klaar nie en sy kon nie saam travel nie. Maar gaan kyk by wie ek gekuier en waar. Arend Hougaard, vir my is hy Arrie. Nou, vir die ander mense is hy 'n man in 'n tonnel en hy's 'n man wat die Kaap hoop gee. Ja. Arrie, jy's 'n Kaapenaar, born and bred. Ja. So hierdie is vir jou speelplek. Dis speelplek dis geboorteplek. Hallo Henry, dis so lekker om saam met jou te kan praat. Ek hou van die tonnel en die hoop. Ja, Kaapgebore. 4 jaar oud toe Springbok toe. My pa was by die ou Volkskas. Ons is rondgeplaas hele Suid-Afrika. Maar ek is lekker vroeg in my lewe, so kort na 'n bietjie swat en na AME en al daai goeders, is ek al in 1988 was ek Republikein toe. Ja. Ja, ek nou saam met Desi Erasmus en Jacobi. Die goeie ou dae. En daar's 'n klomp legendes wat daar deur is. Ook Joe Marie Daddy. Daddy, ja. Wat jy wel goed ken. Wat ek goed ken, ja. Ja. En so briljante tyd. So ek het 'n groot deel van my lewe was ek in Namibië en so dis diep in my hart. Spesiale tyd, nee, Arrie. Diep in my hart, absoluut. Diep in my hart, maar die Kaap is 'n baie spesiale plek. Ja. En ek geniet dit. Hier's baie om te doen en hier kan jy kan die tonnel uitleef. Ja. Wat 'n fik sport is. Ja. En 'n bietjie hoop ook gee, nee. Die hoop ook gee. En die hoop gee is belangrik. Ja, vertel bietjie die tonneldeel. Ja. Arrie, ons is nou by die tonnel. Ons is nou in die tonnel. So ek wil net sê waaroor daai program gaan. So jy was skouers geskuur met die Springbokke, jy was daarbey betrokke. Jy het nie gespeel nie, nee. Jy was met water aangedra. Nee. Ek sou waarskynlik gespeel het, was dit nou nie vir my hamstring. Was jy 'n flank? Ek was 'n senter. 'n Senter. In die ou dae, maar daai tyd was die senters nog kleiner. Okay. Nou is dit ons groot senters. Jy was nie 'n skramstoter of 'n Nee, ek het die bal ingegooi. Kontak gemaak as dit moet. En baie vinnig hardloop. Maar ja, so ek was senter, maar ek sou seker Springbok gespeel het, was dit nie vir my hamstring nie. As ek met nederig en eerlik is, maar nee, die naaste wat ek toe daaraan kom is 'n betrokkenheid aan die media kant, media liaison. Dis met die Leeu Tour begin in 2009. Pieter de Villiers, hy was ek afgestudeer en die Britse leeu's wat hier kom speel het, klein seetjie drome, my paadjie 1974. Toe ek begin verstaan van rugby by Springbok, toe speel die Britse leeu's. Die Springbokke, ek het foto's van hy rooi truie, groen truie. Dit was en ek kon myself moes myself knyp, dat ek so naby kon betrokke wees. So jy's nou in die span dinamika. Ek het elke ding bygewoon as hulle span aankondig, strategie praat in die kleedkamer is. Die balle pomp. Storte alles. Alles, ja, storte het ek ook, maar hulle het laat gesê ek moet maar uitgaan. Hulle bly buite. Ja, bly buite. Ek laat hulle sleg lyk. Wat so nederig, ja, maar ek praat nou van hulle dis nog toe in die six packs en ja. Maar toe net weer terug op daai klein seentjie droom om daar betrokke te wees en toe met 2011 se wêreldbeker in Nieu-Seeland. Ook met genade so met 'n weer op 'n chaplaincy rol by gewees. Maar ja, so lief vir sport, lief vir rugby, altyd groot met my pa het ons altyd Nieuweland toe gevat. So dis waar daai saadjie geplant is, né? Altyd daai belangstelling gehad. Eintlik daai tyd toe ons nog in Hartswater gebly het, na Bloemfontein toe gevat het vir 'n toets, sulke dinge, maar die Nieuweland onthou ek. Nieuweland is nou nie meer nie, is nog Kaapstad Stadion, nuwe memories. Maar die liefde altyd daar vir die sport. Dis ietsie vir my en Red as hy dit is vir my oomblik. Dis 'n vibe, Dis nie daai 80 minute nie. Jy die opbou al die Kaap as jy gaan rugby kyk nie, jy gaan sit eers, jy gaan doen ietsie, jy gaan eet 'n breakfast daar by Blouberg of by die see of dan gaan stadion toe en daar's 'n ritueel aan dit alles, So daai liefde vir sport en eintlik maar liefde vir alle sporte. So ek het genade was om stadion by ander plekke in die wêreld en dan het ek maar probeer om van die sportgoeders by te woon. So dit is baie lekker.
Arie, Kaap vol hoop. So ons nou die sport in die tonnel, maar Kaap vol hoop, waarop fokus dit? Wat doen jy daar? Ja, dis 'n lekker vertel wat in die Kaap gebeur en vertel die stories van die Kaap vir die mense in Namibië en van die Kaapenaars herinner hulle. Daar's so baie wat gebeur. Ja. Maar wat vir my lekker is en het is die tema het so half gekom uit is eintlik Albie Botha wat met die naam opgekom het en Kaap van hoop mos in die Kaap vol hoop en waar pas mense dit in, maar altyd as mens met mense praat, die lekkerste is jy kan eintlik vir hulle sê maar kom ons praat oor die storie hoop. Gooi hom so uit en sê wat beteken hoop vir jou en pas dit in en wat jy sien en ervaar en so aan en soms is dit 'n dieper gesprek, soms is dit so 'n bietjie linksom en regsom maar ek besef net hoop is 'n groot komponent maar om 'n trekkie terug te gee dis wat gebeur in die Kaap en dan gebeur baie in die Kaap. Dis van die sport, daar's lekker kultuurdinge, daar's natuurlik wynkellers, deluxe oral wat 'n baie lekker ritme het. En daar's die mense. Ek is mal oor die Kaapse al die Kaapse kledingkultuur en die sê goed. Hulle praat in prentjies. En ek gaan vir jou ons kan dit inspel. Ek gaan vir jou so 2 sinne wat jy kan inspel. Ek was by 'n blommeverkoper, haar naam is Karen. En sy's al generasies in Adderleystraat en haar ouma en ouma se ouma. Kyk daai mark is 150 jaar oud. En dis generasies. Ek dink sy en haar suster is al so sy sê iets in die 40 jaar al daar amper 40 jaar. Maar hulle het groot geword met ouma wat hulle gevat het en blomme verkoop het, maar luister gou hierna want dis die hartklop van die Kaap. Jy luister na die taal en die woorde van die Kaap. Ja. Kan ek vir tyd jy's al 'n klomp jare hierso. Dit is 45 years meneer. En ek en my sussie as die 3rd generation wat saam mekaar werk. Ons is nou betrokke, seker dis nou die 35 years te saam. Ons is die 3rde generation met ouma Ellie Williams. Sy was wel bekend destyds sy het plakkaat op die buste gehad daai jare. En ons was maar soos 8 jaar oud, 9 jaar oud. Toe ons na skool nou hiertoe moet gekom het met die trein met 'n bollong blomme op ons rug. En dan kom ons so 4 o'clock by die huis in die oggende. En tyd was nog shillingstyd, né? En toe daar daai shilling uit is, so kom ons Wallerheen. Dus die blomme Wallerheen 'n bunch. 3 bunches vir 2 rand. Sal nooit vergeet nie. Dit is maklik om te verkoop, is eintlik 'n maklike som. As 'n maklike som, ja, maar ek het profit gemaak. En my ouma het my betaal R4 vir die hele weekend. Vrydags aan kom ons hier die middag na skool tot Saterdagoggend 2 o'clock ons by die huis. Dan kom ons weer Kaap toe 4 o'clock die oggend. Dan kom ons weer huis toe 4 o'clock die oggend op 'n Sondag. Wys vir van die blomme, watter blomme is daai wat jy daar het in Die St. Joseph's, die maak ek nou vir Mother's Day. Die St. Joseph's, ons het nog 'n mark daar in Oranjezig, skool die Oranjezig mark daar in Grandjo by in die Hotevrand. So die is nou poste wat ek nou prep nou vir hulle nou. En dis kool, jy eet hom nie, dis 'n blomkool, né? En dis 'n protea en dis nou rosa en dis lys en dis 'n single aster en dis 'n St. Joseph lilies. Nou maak ek maar so 'n pos nou van R200 vir die mense ready made. En rose en daai tipe dinge altyd gewild of was dit Tias weer? Man is different, almal lyk maar so net different mos nou. Mense lyk rose deesdae, die nuwe generation wat nou blomme kolleeg ken het om te koop, hulle wil net rose hê. Toe die nuwe Suid-Afrika oë gevaar het, jy weet. En die ander mense, die ouerige mense, hulle lyk weer die proteas. Also ja, as 'n mixture of blends wat ons nou probeer om by die mense nog maar te maak. Sodat hulle maar nou nie hulle mooi positiewe Mother's Day kan kry. Jy kan in die programme Kaap vol hoop. Is dit ook lekker as 'n mens vir iemand 'n mooi pos blomme gee en jy sien hulle gesigte, hulle waardeer dit, sien mens hoop net. Ja, nee, as baie lekker om in 'n parties ons wat blomme verkoop. Ons geniet dit. Want alles wat ons doen vir grafnis, 'n wedding, 'n function, 'n 50th, 'n birthday, whatever, dan is ons part van dit. Soos deel van dit wat hulle celebrate. En dit is vir my die grille van alles van die blomme te verkoop. Dit is lekker. En dit maak die mense gelukkig. En dit maak die mense joyful, gelukkig, happy, go lucky. Alles maak reg met blomme.
Ja, maar hoe stout ook gebied. Hij maakt ook recht. Blomme maakt alles recht. En alles mooi. Die mensen genieten, ja. Die Afrikaans, want dis 'n spesiaal, dis Kaaps Afrikaans, né? Dis 'n spesiale Afrikaans wat hulle praat. Arie, ons het nou genoeg van in prentjies praat, né? So ek dink sy praat blomme. Sy praat blomme. Sy praat blomme en ervarings en mense en daai woorde, daar kom 'n bietjie die Kaapse sê maar vlaktetaal het 'n so Engelse slang wat nou. Ek gaan nou net sê maar ek kan vir jou sê kom ons gaan drink 'n wyntjie because why dit gaan baie lekker wees. Maar jy moet because why inwerk. Ja. Dit seker nie 'n amptelike woord is nie, maar dit werk. Maar dit pas daarin. Ja, dit is hoe dit werk. Ek wil nou weet jy het nou al baie gereis, baie mense gesels, so dis nou my laaste vraag. Is daar een gesprek? Dis nou 'n moeilike vraag. Want dit gaan nou oor hoop en jy gebruik ook die woord hoop in van jou gesprekke wat vir jou uitstaan, Arie, wat jy onthou, wat vir jou 'n spesiale onderhoud was. Ja, ek dink daar's 'n hele paar wat jy's nou vinnig op my want daar's 'n klomp wat spesifieke op spesifieke redes het, Ja, ek dink as ek ene kan uithaal dit ek sal gaan na die Kaapse kant weer in die middestad en die blommeverkopers wat ons na geluister het is een komponent daarvan. Maar ek dink tog die wynmakers en vroue wynmakers. Snaaks genoeg. En mense dink altyd dit moet net die mans wees wat die wyne goed maak en so en daar's al hoe meer vroue wynmakers wat kom en ek sou sê die wynmakers en waar ek lief is om met hulle te praat want ek dink is kunswerke wat hulle doen. Hulle moet vat vir die natuur gee. Dit is elke jaar is anders en hulle hierdie produk wat hulle gee. Dis daai noue verhouding met die aarde en die natuur, né? Ja, absoluut. En hulle bring 'n produk in die Kaapse kultuur is dat die Kaapers lief is om voor te doen as hulle oor so baie kellers is. Maar dis mooi kellers. Met mooi akkerbome en 'n lekker stoepie en jy kan lekker sit en ietsie eet en ietsie drink. Ek promoveer nou nie noodwendig dat mense met te veel wyn drink nie, maar ek promoveer meer die samesyn. En wat ek ook by hulle hoor is hulle verstaan om my oomblik te skep. En daar's 'n komponent van die wyn as jy dit reg gebruik en natuurlik ons ken die gevare van te veel. Maar as jy oorbedien is dan is dit 'n probleem. Dan is dit so. Maar as jy nie oorbedien is nie en dit net geniet en dan is dit lekker. So ek sou sê samesyn, hè? Genietlikheid. So ek tel dit op veral by die wynmakers en hulle verstaan wat hulle rol is om vir mense goeie produkte te gee. So en dan weet jy ook daar's hart in die produk, né? Want dis wat hulle wil doen. Hulle sit hulle harte daarin. Ek kan ure met Arie gesels, wonderlike reisgenoot, spanmaat en mentor vir my. Baie dankie dat ons saam met jou in die tonnel in die Kaap kon kuier. Dis heerlik en dankie vir jou en ons het dan ook al 'n paar tree saam gegee aan albei kante van die aardbol en kom kuier weer in die Kaap. Definitief. Dankie Arie. Dis mooi agter ons. Hallo daar kykers, my naam is Brian Munango, aanbieder vir Gooikolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai-aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooikolle. Ons sou waar ons 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons derde seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Ons afspraak elke Vrydag aand, dit is 7:30 in die tonnel. Lekkerte van in die tonnel is ons gesels met die sportman en die sportvroue wat op die sportveld opstap en opdraf. Praat met die afrigters, ons kundiges wat saamgesels soos MW Welman van Megafoon Sport, Mike Potgieter, kundige op die rugbyfront. Dis lekker saamgesels. Ons hoor wat sê almal, wat kan die naweek gebeur? Is almal gesond en wie word gekies? Dit is Saterdag se aksie, Sondag se aksie, maar nie net internasionaal nie. Ons kyk ook wat in Namibië gebeur. Lekker saamgesels. Vrydag aande, ons gesels saam 7:30 in die tonnel.
Good day everyone, my name is Zeeland Barron and welcome to Stellenbosch. Goeiedag, ek is Piet Du Plessis. Ek is 'n operasionele incident commander of liewer regional commander vir die Kaapse Wynland District Munisipaliteit brandweerdienste. Ons staan hier tans by ons incident bevelvoerder bus of incident command vehicle for English. Hierdie voertuig word hoofsaaklik gebruik vir wanneer ons by multidissiplinêre oproepe ontplooi of insidente waar meer as een agentskap betrokke is sodat ons hierdie brande of insidente beter kan bestuur, waar ons resources saam pool om aan einde van die dag die insident so spoedig moontlik onder beheer te bring en dan die insidente beëindig. So ons pool ons resources saam, ons beplan saam en ons werk dan saam om aan die einde van die dag al die objectives te bereik om die insident te versag, as ek dit so kan stel. Ja, dit is verskriklik. Goeiemiddag, Marianne van Wine Valley Safari, bly te ken. Ons spesialiseer in wynervarings binne in die Langeberg, wat dek die 5 dorpe in die Langeberg: Robertson, McGregor, Montetjie, Bonnievale en Ashton. En ons is vandag baie bly om deel te wees van die Montetjie Ashton toerisme kantoor hier by die Cape Winelands Autumn Expo. Ons het wonderlike wyne wat ons beskikbaar het vandag. Ons het vir Ashton Wynland goed sowel as Montetjie kelder. So kom besoek ons gerus, kry 'n lekker ietsie koel om te drink en praat met ons oor enige toere wat jy wil doen binne in die Langeberg. Goeiedag, hoe gaan dit? Cornelia Huise van Merel Wyne, ons is gebaseer in Malmesbury. Ons is daar net oor die nekkie voordat jy by die Beek Kasteel ingaan en ons het die lekkerste wyne en ons beste een op die stadium is ons Mooistrooi, ons soetwyntjie wat ons hierso maak. 'n Lekker nagereg wyntjie. Hy is seker soet nie, hy lyk en ruik soet, maar hy is nie so soet nie. Hierdie is net 'n proappie wat ons hier sou hou vir die mense wat dalk 'n pairing wil doen met 'n vleisie of 'n vrug of 'n sjokolade. Natuurlik gaan jou sjokolade lekker saam met ons skerp saus en die vrugte natuurlik saam enige iets en jou vleis saam met jou rooi wyntjie. Goeiedag almal, ek is Rowena Arendel van McGregor Toerisme Kantoor. Vandag is ons hier op die naweek om McGregor Toerisme Kantoor en 'n bietjie van ons gemeenskap kan u te kom toon self. Ons het verskillende besonderhede wat ons het van die dorp. Ons het die maalpapudding van ons SMME sisters, dan het ons ook die vats van die ook SME Ryan. Dan het ons ook verskeidenheid plante wat ons het, wat ons van die dorp afkry. Ons verteenwoordig ook as winery, verskillende wineries, ongelukkig as hulle nie hier nie, maar ons is net bly dat ons van hulle wyne aan u kan bekendstel. Ons het ook baie van ons geskiedenisboeke meer van die Heritage Society, so en dan ook die bietjie van die ou diere wat ons ook het van hoe die besems gemaak word. Die ou diere ook die hoopstiek. In die verlede was die hoopstieks gemaak in McGregor, plus minus 8 km uit die dorp by Hoopstok Farm. En by Hoopstok Farm, so ons het ook 'n replika vir u saamgebring om u van te wys. Dan ons ook 'n bietjie van Brick and Break, van die Brick and Break besonderhede van 'n dame wat dit in die dorp maak. Ook dan van die fossel. Die fossels was in die verlede gevind in die dorp. En fossiele, so ons ook net 'n klein besonderhede oor hoe die fossiele gelyk het en dan ook hoop ek u sal die nou saam met ons geniet. Baie dankie. Ek kan maar Afrikaans seker praat, né? Goeiemôre, ek is Rian van Deventer. Ek is by Tuis Klein Karoo. Ons maak 'n verskeidenheid van kabanossies en gerookte wors. Enige iets van 'n chorizo tot by 'n kabanossie. Ons noem dit 'n Karoo nossie omdat ons uit die Karoo uitkom. Good afternoon. I am Akona from Cape Nature. I was employed with Cape Nature Reserve and we deal with everything nature and conservation in the Western Cape. Hi, goeiedag.
My naam is Elsabie en ons verteenwoordig vandag die Afrikaanse Taalmonumente Museum se stalletjie by die Wine and Autumn Expo. Ons monument is 50 jaar oud hierdie jaar, so 10 Oktober 1975 is die monument opgerig en 10 Oktober 2025 sal die monument 50 jaar oud wees. Afrikaans het natuurlik op 8 Mei 100 jaar geword en so ons vier Afrikaans reg oor die land. Afrikaanse 100 het ook 'n letterprogram gehad, 'n letterprojek wat hulle die Afrikaans letters gestel het en na Kaap toe gebring het en op ons perseel laat staan het vir 'n paar dae. Ons het vreeslike groot makieties gehou en ons museum in die dorp is Huis Gideon Malherbe en daar kan u gaan en alles leer van hoe die genootskap van regte Afrikaners begin het en die ontstaan van Afrikaans. By die monument self wat op die berg is daar 'n inligtingseentrum wat u in die ontvangs kan kom kyk na, waar die fakkelloop van 1975 verteenwoordig word, as ook 'n paar boukonstruksiefoto's van hoe die monument tot stand gekom het. Ons het 'n hele paar memorabilia te koop, bekers, alles vir die ATM vir 50 jaar en u is meer as welkom om vir ons te kom kuier in die Parel. Ek hoop julle is net so lekker soos ek saam met Ari en onder andere die blomverkopers van Adderley Staat gekuier. As julle nou regtig lus het, kan julle gaan inloer wanneer Ari op die kassie is met in die tonnel, wat hy nou bietjie fokus op sport en dan nou natuurlik Kaap vol hoop waar hy nou met die mense van die Kaap gesels. Ons gesels volgende week verder.